Is dit nie so dat die Heilige Gees se stem in ons lewens GPS ons vat op die pad van die graf tot die lewe nie? Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vanmôre op hierdie kosbare Vrydagmôre. Dit is die aanvang van die Paasnaweek. Dit is 'n belangrike dag, 'n belangrike naweek in die Christen en op die Christen kalender. Vandag is die kruisigingsdag van Jesus Christus. Vandag kyk ons terug met 'n groot dankbaarheid in ons hart. 'n Groot hartseer dag aan die een kant, maar 'n groot dankbaarheid in ons hart vir wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En daarom wil ek jou ook uitnooi om vanoggend 10:00 in te skakel. Lewendig gaan ek 'n boodskap deel rondom die kruisiging van Jesus Christus. Om 10:00 Sondag weer eens om 10:00 gaan ek 'n boodskap met jou deel, en dan Maandagoggend, die opstandingsoggend om 10:00 gaan ek weer eens woord met jou deel, en ek glo dit gaan vir jou tot seën wees. Deel dit met ander, stel ander in kennis. Ek gaan lewendig uitsaai. Vrydagoggend 10:00, Sondagoggend 10:00 en ook Maandagoggend 10:00. Vanoggend wil ek gou 'n bietjie met jou gesels oor jou destinasie. Oor jou destinasie. So net so tong in die kies, lees ek so 'n dingetjie wat iemand opgesit het. Never use a GPS when going to the cemetery, because it is not nice to hear you have reached your destination. Tong in die kies, is dit nie so nie? Ek herhaal gou vir jou my inleiding. Is dit nie so dat die Heilige Gees se stem in ons lewens GPS ons vat op die pad van die graf tot die lewe nie? Ons almal se GPS gaan eendag vir ons sê, jy het jou destinasie bereik. Ek bedoel nie ons lewe net om te sterf nie, maar tog weet ek en jy, ons lewe nou en dan sterf ons eenmal en dan die oordeel. Jy weet, die naweek wat verby is, was dit vir ons so lekker om ons seun te help trek na sy nuwe tuiste toe. Soos ons dit met al ons kinders geniet, is vir ons lekker dat hulle na hulle nuwe tuistes toe gaan. Dit is bokse en dit is meubels, is losgoed, mooi goed en weggooi goed, né? Julle weet mos hoe dit gaan. En die Heilige Gees praat so met my terwyl ek so op die bakkie staan en help aflaai, dat ons almal eendag ons huise, ons tasse en ons kaste moet uitpak en oppak om te vertrek na ons ewige woning toe. Elkeen se woning is dalk nie almal op dieselfde plek nie, maar ons almal gaan na ons ewige woning toe. Maar met hierdie groot verskil, wat ons oppak, vat ons nie saam nie. Wanneer God die mense bewaker, soos wat Job God noem, wanneer hy jou roep en jou GPS vir jou sê, jy het jou destinasie bereik, dan wonder ek wat en waar sal dit wees. Dis die realiteit wat by my opgekom het laas naweek. Job 8 vers 15 sê, die Godvergeter, hy steen op sy huis, maar dit bly nie staan nie. Hy klem hom daaraan vas, hy hou dit vas, maar dit hou geen stand nie. Die verwagting van die goddelose vergaan, sy hoop is afgesny en die voorwerp van sy vertroue is maar 'n spinnerak. Dit is 'n beskrywing van die aardse bestaan. Jy kan op jou huis steen, maar dit bly staan nie. Dit gaan nie saam met jou nie, dit gaan nie vir ewig wees nie. Jy kan daaraan vashou, maar wanneer die dood gekom het, wanneer jou GPS vir jou sê, you have reached your destination, is jou destination nie by jou aardse huis nie, by jou aardse besittings nie. Die verwagting van die goddelose man vergaan, die hoop is afgesny en die voorwerp van 'n mens wat op sy goed vertrou, sy vertroue is 'n spinnerak. Jy weet, ek vind kinders van die Here sukkel ook met hierdie ding. Weet jy wat, ons moet versigtig wees om so vas te hou aan ons huise en ons besittings en ons erfstukke en goed wat ons met ons harde werk bekom het, dat ons hemelse vreugde en ons ewige tuiste as tweede beste sal ag. Ons moet versigtig wees hiervoor. Hierdie aardse goed is so spinnerakke, dit is swak. Maar weet jy wat, gee dit lank genoeg tyd, dan spin dit ons toe en dit spin ons vas, en dan kom die siel spinnekop en steel ons lewe en vreugde in die Here van ons af weg.
Maar sê vers 20, kyk, God verwerp die vrome nie, en hy vat die kwaaddoeners nie aan die hand nie, terwyl hy jou mond met gelag vervul en jou lippe met gejuig. Weet jy wat? Al is jou lewe hoe klipperig soos Job se en vol vervolging soos die apostel se, sê Job 8 vers 20, God vul jou mond met gelag en jou lippe met gejuig. Nadat die apostel so verwerp was as gevolg van die evangelie, sien ek, het hulle die stof teen hulle afgeskit. Lees ek daar in Handelinge 13 vers 52, en die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees, ten spyte van alles. Ja man, dis wat God doen met sy kinders, hy vervul ons op ons lewenspad met gelag en gejuig, want Hebreërs 11 vers 40 sê ons, ook God het iets beters vir die gelowiges in stoor, daarom kan ons bly wees. Daarom is ons gelag en vreugde nie gekoppel aan die spinnerak bestaan nie. Dis soos Abraham wat uit sy vaderhuis vertrek en in tente gaan woon en uitgesien het na 'n stad wat fondasies het waarvan God die oprigter en die boumeester is. Weet wat, daar is maar net een pad na ons destinasie en dis Jesus Christus. Dis wat ons hierdie naweek vier. Die weg, die waarheid, die lewe. Daar is maar net een stem in ons lewens GPS en dis die Heilige Gees. Sonder hierdie weg, Jesus, en hierdie stem, Heilige Gees, is jou destinasie een van verwoesting van siel en gees. Hoor my, hierdie Paasfees wil ek hê, identifiseer 'n bietjie alle huisraad, in aanhalingstekens nê, wat jou koud vir die ewigheid laat, en liefde in jou hart laat koester vir die tydelike en die vergaanbare dinge. Sit die goed op die altaar, wil ek vir jou sê. Die goed maak jou 'n pad vir later. Redirect, soos die GPS tannie altyd vir ons sê. Hierdie Paasfees nooi ek jou wat nog nie tot geloof in Jesus Christus gekom het nie. Moenie dat hierdie naweek verbygaan voordat jy uitroep, Here, red my van my dwaalweg nie. Wees my genadig nie. En kind van die Here, roep uit en vra, Here, maak my los van my hartse goed. Laat my uitsien soos Abraham na my ewige woning, waarvan God die oprigter en die boumeester van is. Blessings, blessings kind van die Here. Gaan kerk toe. Gaan waar jy die woord van die Here kan hoor. Of skakel 10 uur in, of wanneer jy ook al die geleentheid kry, skakel in. Herdenk hierdie dag. Gedenk hierdie dag, laat hierdie dag vir jou groter wees as al hierdie aardse vakansiedae wat gevier word in Suid-Afrika en reg oor die wêreld. Blessings, tot ons weer met mekaar gesels uit God se woord.